Goeiedag almal. Vandag ontleed ons 2 videogrepe waar Colleen in gesprek is met die skrywer en 'n navorser, meneer Wiets Buys. Nou Wiets Buys is 'n man wat respek verdien vir sy ernstige werk oor ons Afrikaner boer identiteit en ons geskiedenis. Wiets is by Colleen om sy nuwe boek oor die boeridentiteit bekend te stel. So hy bring navorsings na die tafel toe by Colleen. Maar mense, kyk nou mooi wat gebeur wanneer die gesprek begin vloei. Voor ek daai eerste klip speel, kyk spesifiek, ek vra julle kyk spesifiek na die spieeltjie agter Wiets se linkerskouer. Daar's 'n klein spieeltjie, ek dink is in 'n kas. En jy kan Wiets se vrou in daai spieeltjie sien. So sy sit ook en luister. Nou let op haar reaksie en let op hoe Wiets reageer op die stellings wat Colleen maak. Nou kom ons kyk gou na die video en dan praat ons. Hy sê die boer is die naaste ding aan die ou Germane, in my opinion. En ek het 'n ander baie goeie vriend gehad wat hy het gesê die boer is baie na aan die ou Friese. Nie die Germane noodwendig nie, maar die Friese. En as jy na die ou Friese se geskrifte gaan kyk en hulle goed gaan lees en jy gaan kry daardie jy weet, as jy daai erekode van hulle gaan lees, dan is dit opvallend dat daai erekode was nie geskryf met die invloed van 'n kerk of 'n dominee of 'n sendeling of die Bybel of wat nie. Daai Nou kyk mense, voor ons verder gaan, kom ons wees nou eers eerlik. Hierdie hele storie dat die boer die naaste ding aan die ou Germane of die Friese is niks anders as 'n klomp snert nie. Ons almal weet dat ons herkoms is baie goed gedokumenteer. Ons stam af van Nederlandse en Franse en Engelse voorouers. Om nou antieke stamme soos die Germane en die Friese by te sleep is net 'n poging om 'n sprokie te verkoop wat nie uit feite bestaan nie. Maar kyk nou daai glimlagte van Wiets en sy vrou. Almal geniet die storie nog op hierdie stadium. Wiets glimlag breed, loer na sy vrou in die spieël en sy glimlag aandagtig terug met haar ken op haar hand. Dit voel nog vir hulle na 'n lekker vertelling. Maar wag nou totdat julle sien hoe die atmosfeer binne minute gaan verander. Ons beweeg nou weg van daai mitiese stories van Germane en Friese na die aggressiewe trant wat ons ken, wat selfs vir daai 2 mense in daardie vertrek te veel raak. Kyk hoe die liggaamstaal verskuif. Let op, wanneer Colleen sy vizier op die Israeliete begin rig. Nou kom ons luister en geniet dit. Nou, ek weet nou nie vir jou nie, maar vir my 'n groot probleem is hierdie groepering wat die hele tyd probeer om ons boere aan een van daai Israeliet stamme te connect. Waar kom hulle aan hy ding? Ek sê vir daai ou man, die maklikste vir jou om bevestiging te gaan kry of jy reg of verkeerd is, gaan doen 'n DNA-toets. Gaan doen 'n DNA-toets. Want jy die antwoord. Kom ek terug het jy het Midde-Oosterse gene, dan weet jy jy's 'n budgie, dan sê ek okay, dan doen jy jou so. Maar as dit nie is nie, dan jy 'n probleem. En dis hoekom jy nie daai genetiese toetse wil doen nie. Want as daai genetiese toets negatief terugkom, dan weet jy nie wat is jy nie. Weet jy nie waar kom vandaan nie. Jy wil mos nie. Jy is net in jou kop ingeprent. Jy's een van die lost tribes of what the hell, jy weet. En dit is 'n
Jy is nou ou gewees hierso in die chat, wat nou weer hier kom, Bybelversies aanhaal en verduidelik hoekom ons uit daai tribes uit, man, my jeslike, lyk ek vir jou soos 'n budgie? Lyk Wits, daar waar hy sit, lyk hy vir jou soos 'n budgie? Nee, dit is die moeilikheid. En dit is hoekom baie ouens is baie moedig vir my, omdat ek so absoluut uitgesproke antagonisties is teenoor enige iets van hierdie Zioniste en Israeliete. Ek wil niks van hulle weet nie, ou maat. Enige connection met hulle is dodelik gevaarlik vir die boer. Want onthou, hulle opdrag van hulle meester is maak die boer dood. Want die boer is God se vegter. En hulle wil dit nie hê nie. Ja, hier loop die hele gesprek nou van die spoor af. Colleen raak driftig, hy begin vloek en hy gebruik nou DNA-toetse as 'n wapen om sy punt te maak. Hy gebruik selfs die neerhalende term budgie en donker ster soos ons hom ken. Maar kyk nou weer, let net op na Wits, Buys en sy vrou se gesigte. Julle sal sien daardie verleë laggie, julle het daai verleë laggie gesien. Dit is die gesig van 'n navorser wat genealogie goed ken, maar wat uit pure ordentlikheid stil bly. Maar duidelik besef dat hierdie platform word nou vir absolute snert gebruik. Hy weet nie waarom sy gesig weg te steek nie. Hy loer vir sy vrou, wie se glimlag in die eerste, soos gesien het na eerste tip, skoon veld is. Sy sit met pure verbasing en ongeloof op haar gesig oor hierdie aggressie van Colleen wat uitgestraal word. So mense, die spieël lieg nie. Ek het nie veel verder om te sê nie. Selfs Wits, Buys, wat daar sit om oor ons identiteit te praat, word sigbaar ongemaklik wanneer Colleen se narratief in haat en aggressie verval. Daarom sê ek, wanneer die feite van 'n navorser moet plek maak vir emosionele uitbarstings, dan weet jy, daai argumente het geen been om op te staan nie. Die Buys se gesig te vertel 'n storie, beter as wat ek ooit sal kan vertel. En om mee af te sluit. In my vorige video het ek vir Colleen 'n paar vrae gevra. Gaan kyk na daai vorige video van my en dan sal jy sien. Ons het nog geen antwoord gekry nie. Ons gee vir Colleen nog vanaand kans. As hy nie antwoord nie, dan gaan ek môre namens hom antwoord. Baie dankie, ons praat weer.